Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoe elke weeksdag om 7 namiddag. Ons gesels met Paul Roux, hy is direkteur en finansiële adviseur van Sentient Wealth oor maniere om outomaties te spaar en nie op iets soos wilskrag staat te maak nie. Paul, hoekom is ons so swak met spaar in Suid-Afrika? Is dit omdat ons lewenskoste so hoog is en ons salarisse laag, of is dit werkloosheid? Wat dink jy? Mense oor die wêreld sukkel met spaar. Dit is eintlik 'n gedragsding, want jy kry jou salaris in en dan wil jy jou geldjies wat jy nou hierdie maand gemaak het, uitgee. So ons het al geleer, iets soos wilskrag is nie 'n stelsel wat werk nie. Dis basies 'n nuwejaarsvoorneme, jy weet, dit hou net tot Februarie en dan is dit die einde daarvan. So mense oor die algemeen is swak met spaar en die laaste paar jaar is inflasie baie hoog, lewenskoste neem toe. So mense sukkel. En daarom is dit ongelooflik belangrik om 'n stelsel te hê wat vir jou werk. Jy moet weet wat jy doen, hoekom jy dit doen en jy moet met dissipline daardie stelsel volg. Nou Paul, kom ons gesels net oor gedrag. Verwys hier na iets soos onmiddellike bevrediging en uitstelgedrag. So Liesel, as ek sê, as 'n mens 'n stelsel het, dan weet jy wat jy doen en hoekom jy dit doen. En as jy nie 'n stelsel het nie, dan hoor jy tipies, soos jy nou sê, mense wat sê dat ek sal volgende maand beter spaar. Daar's baie goed wat ek moes betaal hierdie maand, jy weet, onvoorsiene uitgawes. Maar die ding is, daar's altyd baie goed om te betaal. Daar's altyd onvoorsiene uitgawes. Of die een wat ek baie van hou is, wat ek al oorbly aan die einde van die maand, dit gaan ek spaar. Maar jy weet hoe dit is, jy lewe in so 'n manier dat jy basies presies uitkom net voor jou nuwe salaris weer inkom. En as jy dan nou ietsie oor het aan die einde van die maand, dan koop jy gou daai paar skoene of daai golfpatter wat jy 'n tydjie lank al kyk. Daar's nooit geld oor aan die einde van die maand. So uit jou ondervinding, mense is nie gedissiplineerd genoeg om op wilskrag staat te maak nie en dit is dan beter om spaar te outomatiseer, reg? Presies, outomatisering is die antwoord. Ons noem dit betaal jouself eerste, of in Engels is dit eintlik mooier, paying yourself first. En wat dit beteken is, jy spaar of belê, sodra jou salaris inkom, jy wag nie aan die einde van die maand en kyk wat oorbly nie, en dis outomaties. So dit is soos 'n normale debietorde, jy weet, tussen die 25ste en die 1ste van die maand, afhangend wanneer jy betaal word, normale debietorde soos jou huur of jou gymkontrak. Nou, veronderstel 'n mens stel 'n debietorder op, soos jy nou noem, Paul. So jy sê dit moet liewer saamval met jou salarisdatum, voordat jy nou in die versoeking kom om geld op skoene of golfstokke of so iets uit te gee. Ja, ek dink so naby aan jou salaris as moontlik. So meeste mense word betaal op die 25ste van die maand, so tussen die 25ste en die 1ste. Baie beleggingsplatforms maak dit vir jou moontlik, hulle gewoonlik twee opsies, of die 1ste van die maand of die 15de van die maand, want baie mense word in die middel van die maand betaal, maar meeste mense is op die 25ste, so dan die 1ste van die maand, saam met al jou ander debietorders, gaan jou spaar of jou beleggings ook dan nou af. Nou Paul, waar is die beste om te spaar? Is dit byvoorbeeld raadsaam om jou geld in 'n bankrekening weg te sit, of is daar ander platforms wat beter opbrengste lewer, selfs op die kort termyn, as jy die geld sou nodig hê? Ja, so ons moet onderskei tussen belegging en spaar, né? So as ons belê, is dit gewoonlik vir die langtermyn. Jy weet, jou aftrede, jou neseier. Ja. Die woord spaar is gewoonlik iets wat ons in die korttermyn nodig het of graag wil hê. Soos byvoorbeeld jy spaar vir 'n oorseese vakansie of 'n nuwe kar. En dis gewoonlik so tussen 6 maande en miskien 2-3 jaar. En daarvoor vir spaar spesifiek hou ek van 'n bankrekening. Jy weet, tipies iets soos 'n 7 dag of 'n 14 dag of 'n 32 dag kennisgee spaarrekening. Ek hou van hierdie kennisgee rekeninge om twee redes, want eerstens dis hoë rente as jou normale spaarrekening. So sê maar in plaas van 5% kry jy nou 6 of 6,5%. En jy moet dan 7 of 14 of 32 dae wag voor die geld loskom, wat 'n mooi manier is om dissipline so half op jouself te forceer. Jy weet, jy hoef nie staat te maak op wilskrag nie, want jy moet nou 2 weke wag voor die geld loskom. So jy kan nie gaan steel gou daar om jou Woolworths kruideniersware te koop aan die einde van die maand nie. Nou Paul, wat as die geyser bars of die kar gaan staan en jy het nou regtig onmiddellik daai geld nodig? Sou jy sê 'n mens moet 'n aparte rekening skep wat as 'n buffer dien? Ja, ek hou van daai voorbeeld, die geyser. Ja, so ons het 'n rekening spesifiek vir hierdie onbeplande uitgawes. Ons noem dit 'n noodfonds. Dit is nou die geyser wat bars of 'n voertuig wat breek en die versekering betaal net die helfte van die geld en jy moet die ander helfte nou opdok. So wat doen ons daar? Wel, ons het 'n liquide fonds. Jy kan nie dit in 'n 14 of 'n 32 dag spaarrekening sit nie, want as die geyser bars moet jy dit nou betaal. Jy kan nie wag nie. So
ons sit dit in 'n aparte rekening spesifiek vir dit en wat ek doen twee goed. Een is ek noem daai rekening. Party banke laat jou toe om 'n rekening eintlik 'n naam te gee, so ek noem dit my noodfondsrekening. Net om vir myself te sê, luister, hier is nie my pattergeld nie. Hier is nie my skoene wat ek vir myself wil koop nie. Hier is vir my noodfonds. Of party mense sukkel selfs dan, hulle vat nog steeds die geld. So dan wat ek voorstel vir daardie mense is maak 'n aparte bankrekening oop by 'n ander bank as jou normale bank en moenie aanlyn bankdienste daarvoor aktiveer nie. So dit beteken jy moet fisies ingaan tak toe en jy moet die geld daar gaan haal. So dis net om jouself te beskerm teen jouself. Anders te bars die geyser in die kar of wat ook al. Nou moet jy soos 'n kredietkaart uitneem. Dit is nie wat ons wil doen nie. Ja, en mens wil eintlik dan daai geld vir jou eie oë wegbêre dat jy dit nie daagliks kan sien nie. Ja. Presies. Dankie Paul. Dit was Paul Roux, direkteur en finansiële adviseur by Sentient Wealth. Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoe elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.